Op daar by die vis maak. So dis kom dit redelik deeglik vanmôre. Ons teks vanmôre is uit Jeremia hoofstuk 31 vers 31 tot 34 en die tema is God speel in Middelzee. Nou ek hoop almal van julle of ten minste die meeste van julle weet wat Middelzee is. Nou Middelzee is hier op die klavier die middelste, ek wil eintlik al sê, die middelste maklikste noot om by uit te kom. En meeste van jou klavierstukke en so, die ons gaan nou weet, as jy nou speel, en Johan sal ook nou weet, as jy nou speel, en as jy sukkel, dan begin jy by Middelzee. Jy kan altyd opgaan of afgaan, maar dit is die maklikste plek waar jy jou weg kan vind, wanneer jy op 'n klawerbord besig is. Of het nou die orgel of 'n klavier of 'n elektrische klawerbord is, en dit is die tema dan nou vanmôre. God wat ons by mekaar bring op 'n middelweg, sodat ons dan nou saam met hom op nood kan wees. Maar ons gaan nou daaroor praat. Ons gaan eers begin deur lekker saam te sing. Ons voorsang is 2 lofliedere, die 329, die bekende, wat so lief het God die wêreld gehad, ons herhaal dit 2 keer asseblief, en dan die 207, verse 1 en 5, eer aan die Vader, en dan die aanbiddingslied, is lied 163, ook 'n baie bekende, soos 'n wildsbok. Kom ons staan en dan sing ons lekker saam hierdie liedere. Amen.
van die WhatsApp veiling wat hierdie week nog gaan plaasvind, daar's verskriklike mooi goed. Rarig, dis nie sommer een ou op 'n ander ou se gemors. Dis ordentlike goed wat daar in die lotte is. Ek is baie opgewonde daaroor. En ek dink rarig dit gaan nie moeite werd wees. Nou, julle almal weet hoe dit werk. So as jy nou nog nie op die WhatsApp groep is, sodat jy kan deelneem aan die veiling nie, die skakel is elektronies uitgestuur. Ek sal dit hierdie week weer elektronies uitstuur op die gemeente se WhatsApp groep en op die Facebookblad. Andersins kontak vir Kobus, dan kan hy dit persoonlik vir jou stuur sodat jy kan deelneem daaraan. Dis nie iewers op 'n plek met 'n afslaer en dan gaan almal nou hier met 'n bordjie of met 'n hand opsteek teen mekaar nie. Dis elektronies. So asseblief kontak vir Kobus of selfs my, dan stuur ek vir jou die link sodat jy kan deelneem daar. Dis regtig die moeite werd. Daar's wonderlike goed, mooi, regtig mooi goed. Kobus het nou op die Facebook blad het en al 'n paar van die lotte as 'n lysmakertjie opgesit. Maar ons gaan eintlik al die lotte regtig eers donderdagoggend uitsit op die veilige groep sodat almal kan weet wat daar is. Maar dis die moeite werd. Ek kan julle my woord gee. En dan die ander belangrike ding op hierdie stadium wat voor lê is die Kersdiens. Nou almal weet nou al daarvan, dit is al verlang wat ons dit bemark. Daar het net iets verander rondom die Kersdiens, net een reëling. Ons gaan nie, vir logistieke redes, ons gaan nie deur die strate ry met 'n opgemaakte wa en mense oplaai. So almal gaan eenvoudig net hier by die kerk bymekaar kom, dan gaan ons lekker saam braai, lekker saam kuier en dan lekker saam sing. Ons sal wel later in die Kersseisoen, sê nou maar ou Kersdag, dan gaan ons wel deur die strate ry met opgemaakte wa en musiek speel en dan lekker goed uitdeel en die goeders. Ons sal dit wel doen, maar eers later, nie met Kersdiens soos wat ons oorspronklik gesê het nie. So almal gaan hier by mekaar kom en gaan die lekker saam kuier en sing. En die tyd is dan nou 1 uur die middag. Ons gaan 1 uur die middag Saterdag sê 15, dan gaan ons nou hier by mekaar kom sodat ons kan begin deur lekker saam te kuier en te braai en al die goeders. Ek sal hierdie reëlings op die WhatsApp groep en op die Facebook groep en oralste weer uitstuur, veral nou met die verandering wat plaasgevind het, maar net sodat almal, dit gaan nou geen verskil maak nie. So, in steede daarvan dat ons nou op die wa gaan tip, gaan ons in elk geval, gaan ons nou maar net almal van die begin af hier by mekaar. En dan onthou asseblief van die vergaderings wat nou nog voor lê, dis die laaste vergaderings vir die jaar. Volgende week het ons die ouderlinge vergadering om 11 uur en dan 11:30 die diakonie vergadering. En dan die 23ste het ons bestuur en beplanning vergadering en die 30ste het ons kerkraads vergadering. Daar's een vir die jaar. Dan die verjaarsdae hierdie week. Ons het eintlik nou nogal 'n paar verjaarsdae, maar ek dink min van hulle is môre hier. So môre die 3de verjaar Miepie Koeglenberg, sy is nie hier nie. En dan die 4de Koenie Koeglenberg Junior en Tilly van Niekerk, ook nie hier vanmôre nie. Dirk Pelser, die 6de, ook nie. En dan die 7de Hein Hofman. Daar's 'n Hein is daar nie. Hy wil sy sjokolade hê. En dan François Smit, ook die 7de. En die 8ste Dani Jacobs, hy is ook nie hier vanmôre nie. En Matthew Reyneke, hy is ook nie hier nie. Hulle verbeur hulle persente. Maar aan almal wat hierdie week verjaar, baie geluk met die verjaarsdag. Ons hoop dis 'n baie wonderlike mooi nuwe lewensjaar. En dan terwyl ons nou so met die name besig is, op ons voorbereidingslys het ons vir Lorraine Bressou en Patrick Erasmus. Nou Patrick het ek nou vanmôre ook hier gesê, dit gaan al beter met hom, hy is by die huis, hy is uit die hospitaal uit. Hy gaan nog vir opvolgtoetse en afsprake moet gaan,
maar dit lyk of hulle daarom nou die ding onder beheer het, min of meer. Hy is nog glad nie lekker nie, dat ons nou nie vir mekaar loop nie, maar hy is ten minste al by die huis. So ons is dankbaar daarvoor, maar asseblief, as julle aan hom en Lorraine sal dink en julle gebede en hulle sal opdra. Dan rondom die hengelkompetisie wat nou die naweek plaasgevind het. Ons gaan volgende week gaan ons nou 'n mooi afkondiging daar rondom doen en dankie sê vir al die organiseerders en almal wat daarbey betrokke was. Ons sal dit volgende naweek doen. Want soos ek nou reeds gesê het, baie van hulle is in elk geval vanoggend nou nog steeds daar om nou op te ry en met die goed weg te ry en dis meer. So ek wil dit doen wanneer hulle hier is. Eerste plek en tweede plek gaan ons ook dan volgende week vir julle kan syfers deurgee oor die sukses, die finansiële sukses van die naweek. Maar ek kan dan daarom nou wel vanmôre sê, die ander sukses van die naweek was uitstekend. Dit was 'n reuse sukses. Dit was baie lekker. Ons het baie lekker saam gekuier en selfs jy wat niks gevang het nie, soos ek en my dogtertjie. Ons het dit nog steeds verskriklik baie geniet. Sy het ook op 'n stadium besluit, nee, maar hierdie storie werk nie vir haar nie, toe begin hulle swem. Toe swem hulle die rivier vol. En dit was baie lekker. Ek dink ek wou op 'n stadium vir hulle gevra het, vat net my hoek in en dan terwyl julle nou daar swem, vang 'n vis, hang hom op die hoek en dan kan ons ook sal ek op uithaal. Maar nee, dit was regtig baie lekker. En selfs die mense wat daar was, nie om te kom vang nie en net om te kom kuier, want daar was baie. Het het ook baie geniet. En ek wil vir julle ook nou baie dankie sê dat julle die moeite gedoen het om te kom saam kuier. En saam pannekoek te eet en hamburgers en borsbroodjies en koeldrank te drink en elke ding. Dit was regtig verskriklik lekker. En ook hierdie naweek het die kerke se golfdag plaasgevind. En julle almal weet daarvan, ek het nie daarvan geweet nie. Ek doen net my so 'n paar dae terug is dan. So dit was, hoor ek, ook 'n baie groot sukses en baie lekker. En ons gemeentes golfspanne wat ingeskryf het 'n 4de plek behaal die naweek. So hulle het mooi prysgeld gekry. Hoeveel is dit? Weet, wel die koevert hier daar binne en dis daarom 'n ordentlike gewig aan die koevert. So ek nee man, dis daarom 'n paar rand. Baie dankie. Sê 'n volle R10,000. Wel gedaan manne, wel gedaan. Volgende jaar wil ek gaan saam speel. Nie omdat ek kan nie, maar baie dankie. Dankie julle ouens wat gaan speel het. Soos julle hoor, ons gemeente het 'n 4de plek gekry en 'n R10,000 prysgeld losgeslaan, letterlik. Baie dankie. So dit was 'n baie suksesvolle naweek vir die gemeente. Ek dink dis dit ten opsigte van die afkondiging. Daar is koffie en tee en ons het ook nou vir mekaar gesê dit raak nou warm. So daar's lekker koue sap en water ook as jy nou nie iets warms wil drink nie. Jy moet nou nie dadelik huis toe gaan nie. Kom kuier saam met ons na die erediens, kom sê bietjie hallo, kom drink 'n lekker koue glas sap of water of dan 'n koffie en tee vir die van julle wat dit dan verkies. Laaste ding, ons het attestate ontvang van die Andrew Murray gemeente in Johannesburg vir Petrus Albertus de Roel van Sail en Linde Susan van Sail en ook Lenel van Sail en dan van Douglas gemeente, Karel Sebastian van Jaarsveld en Cornelia Jacoba van Jaarsveld. Hier baie of meeste van hierdie lidmate is nou al 'n ruk lank in die gemeente, maar nou is hulle attestate ook uiteindelik hier. So nogmaals welkom. Goed, ons aanvangswoord vanmôre is 'n verwerking uit die bekende Deuteronomium hoofstuk 6 vers 6 tot 9. Die Here sê, luister Israel, die Here is ons God, hy is die enigste Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart en siel met al jou krag. Hierdie woorde van die Here moet julle lewe vul. Bind hierdie wet aan julle hande vas. Maak daarvan 'n merk op julle voorkoppe. Die
leer dit vir julle kinders, skryf dit op julle deurposyne, skryf dit op die stadspoorte, so is julle kinders van God. Amen. Here gelowiges, ons wat die Here op verskeie maniere erken en bely en in die openbaar bekend maak dat ons hom dien. Ons is hier vanmôre nie omdat dit routine is of per ongeluk nie, maar omdat die Here met ons almal 'n afspraak het vanmôre. En die Here wat met jou die afspraak gemaak het, jou persoonlik vanmôre is vanmôre ook hier. Daarom kan ek julle groet. Ek groet julle in die naam van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Terwyl ons sit, gaan ons as 'n toetrede lied sing, lied 255 vers 1, 2 en 3, woord van God, woord van lewe. ons uit die woord van die Here lees, kom ons bid. Here almagtige God, baie dankie vir die voorreg wat ons het om vanmôre as 'n geloofsgemeenskap hier by mekaar te wees. Dankie Here dat U met ons 'n afspraak gemaak het en dat U ook self hierdie afspraak nakom. Dankie Here dat U op verskeie maniere middelsee speel sodat ons net weer op brood kan kom met U melodie. En dankie Here dat U dit op 'n mooi manier doen. En dat selfs toe ons nog vals was, U hierdie plan gemaak het om ons weer op brood te bring, juis omdat ons op so 'n manier
'n loflied tot eer en verheerliking van U naam kan leef. Here, ons bid dat U nou, wanneer ons met die woord gaan besig wees, hierdie melodie in ons harte sal laat weer klink, sodat ons hierdie loflied, die loflied van die lewe, in ons ore sal hoor weergalm. Ons bid dit in nederige afhanklikheid en in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons teks, soos wat ons nou gesê het, is Jeremia 31, vers 31 tot 34. Kyk, daar kom daar, is die uitspraak van die Here, dat ek met die huis van Israel en die huis van Juda 'n nuwe verbond sal sluit. Dit sal nie wees soos die verbond wat ek met hulle voorouers gesluit het, die dag toe ek hulle aan die hand gegryp het, om hulle uit Egipte land te lei. My verbond, wat hulle self verbreek het, al was ek die Here oor hulle, is die uitspraak van die Here. Nee, dit is die verbond wat ek na daardie dag met die huis van Israel sal sluit. Dit is die uitspraak van die Here. Ek sal my wet in hulle binneste gee en dit op hulle harte skryf. Ek sal vir hulle God wees en hulle sal vir my volk wees. Hulle sal nie meer elkeen sy medemens of sy broer leer en sê, ken die Here nie, want hulle almal sal my ken. Van die kleinste tot die grootste onder hulle is die uitspraak van die Here, want ek sal hulle sondeskuld vergewe en aan hulle sonde sal ek nie weer dink nie. Ons lees ons so. Condoleezza Rice was die internasionale vredesraadgewer vir president George Bush. Nou, sy het groot geword, natuurlik in Amerika, en sy het groot geword in 'n pastorie. Sy was 'n pastoor se dogter. So sy het groot geword in die kerk. En sy skryf dat, net soos enigiemand anders in haar lewe, het sy ook maar hoogtepunte en laagtepunte in haar verhouding met die Here, in haar geloofslewe ervaar. Sy het nooit nie 'n verhouding met die Here gehad nie, en sy het nooit getwyfel in die bestaan van God. Maar sy het maar haar hoogtepunte en laagtepunte beleef. En op 'n stadium, toe sy nou student was, so in haar 20's, toe het sy op 'n dag, daar was sy in 'n winkel, en terwyl sy daar in die winkel was, het 'n man en sy op 'n stadium dieselfde produk van die rak probeer afhaal. En so het sy toe nou sy bandjie gesien, en daar was toe nou in 'n groot maat aangekoop. En sy vra toe nou hom, okay, maar ek sien jy koop groot maat, waarvoor koop jy? Toe sê hy, nee, ek koop vir ons gemeente se Kersdiens. Ons het 'n ete wat ons gaan doen, en ek koop die voorraad vir die erediens. Sy sê, o, dis wonderlik, en so begin hulle toe nou gesels. En op 'n stadium vra hy vir haar, jy kan nie dalk toevallig klavier speel, of orgel speel, en begeleiding doen. Sy sê, ja, kan. En so land sy toe nou die Sondag by daai gemeente met die Kersdiens, ordentlike vuurdoop. Maar sy het in die Anglikaanse kerk groot geword, en die gemeente waar sy toe nou gaan uithelp, is in die Baptiste kerk. En nou almal van julle weet, die Anglikane is maar nog bietjie meer rustig en tradisioneel, terwyl die Baptiste, veral in Amerika, die Amerikaanse Baptiste geloofsgemeenskappe, het mos hierdie regtig Amerikaanse gospel wat hulle sing, né? En dit is, hulle trek sommer maar net weg, en nou sing hulle. En sy is baie verward,
maar en sy bel toe nou haar ma die dag daarna, want haar ma is nog steeds die orliste in die Afrikaanse kerk, waar haar pa die dominee is, en sy bel haar ma, sy sê, ma, help my, hoe hanteer ek hierdie situasie? Ek is nie hier aan gewoon. Hulle begin sommer net sing. Hulle trek net weg, dan sing hulle. En die een sing daar, en daai een sing daar. Die een is in A, die ander is B. Die pastoor trek net weg en hulle sing. En haar ma sê net vir haar, dis eintlik relatief maklik. Dit speel middel C. Daar. En dan bring jy hulle weer terug hiernatoe. So as die ander ou in D is en hulle hoor middel C, dan op 'n manier die een wat daar 'n bietjie noodvas is, soos ek nie is nie, gaan onmiddellik weer daai toon vat en daar begin sing. En as 2 of 3 daar sing, volgende keer die ou wat in sê nou maar E is, gaan die ander hoor en terugkom na C toe. Speel middel C. En selfs al speel jy middel C en daar's 'n ou wat bas sing, gaan hy ook sy C kan sing, al is dit nou op taaf laer, maar almal gaan op dieselfde noot wees. Of selfs al is dit 'n deskant en sy sing op die sopraan en sy sing haar C op taaf hoor, gaan almal nog steeds in C wees. En so, toe ek nou hierdie teks lees, en ek onthou hierdie verhaal, en ons is besig met die Kersangdiens, en die beplanning daar rondom, en ons het 'n tenor, en ons het 'n sopraan, en ons het 'n bas, en ons probeer almal by mekaar uitkom, en ek kort deur iemand teruggebring moet word na C toe. Toe dink ek by myself, hierdie teks laat my daaraan dink dat God middel C is. Ek is nie een wat daarvan hou om Jesus in die Ou Testament in te bring nie. Ons lees Jesus in die Ou Testament in, omdat ons weet wie Jesus is, maar die Ou Testament was lank geskryf voor Jesus. Maar in hierdie geval, dink ek, is dit redelik toepaslik. Nou net vinnige agtergrond te gee. Ons almal weet wat gebeur het met die verdeelde koninkryk en die val daarvan, lank na Dawid en Salomo se tyd. In 722 voor Christus het die Noordryk met die hoofstad Samaria geval onder die Perse. En 586 voor Christus, Suidryk met die hoofstad van Juda, met die 2 stamme wat oorgebly het toe geval onder die Babyloniërs. En dit het gebeur eenvoudig omdat hulle verdeeld was. 'n Klomp van hulle het begin om ander gelowe aan te hang en ander afgode te dien. En 'n klomp van en daar was politieke verdeeldheid, want een klomp het gesê, kom ons hou die Perse tevrede, dan bly ons onder hulle heerskappy, dit is nou so, maar dan is ons ten minste veilig. Die ander klomp was in rebellie en het gesê, nee, ons is Israel, ons gaan nie onder hulle gesag val nie. En hulle het die hele tyd rebels teenoor die Perse opgetree. En toe later, toe die Babyloniërs die heersende wêreldmag geword het en die Perse oorheers het, toe oorwin hulle die Suidryk met Juda, met die laaste 2 stamme daar, want dieselfde het daar gebeur. Die ouens het nie, hulle kon nie saamstaan. Nou, ons weet dat ongelukkig is dit nou een van die swak eienskappe van die Afrikaner volk, né? Ons almal vertel maar gereeld daar die grappie. 3 Afrikaners braai saam, die volgende oggend het hulle 5 politieke partye en 7 kerke gestig. Tussen die 3 van hulle. Ons spot daaroor. En dis ongelukkig is daar 'n stuk waarheid. En daarom kan ons identifiseer met wat hier gebeur. Daarom kan ons identifiseer met die oorsaak vir die val
van beide die Noord en die Suidryk, en uiteindelik Israel. En 2 eeue later, na die val, sit hierdie ouens in ballingskap, moedeloos, knie geknak, kop onderste bo, en skryf Jeremia, al dan nie uit in persoon nie, maar sy studente, hierdie briewe, hierdie preke eintlik, om die ouens weer op te tel, om weer vir hulle moed te gee, om hulle moed in te praat, sê ja, dit is so. Ons het geval, ons is nou in ballingskap, in die diaspora, of in Egipte, of waarheen hulle ook al weggevoer is, party van hulle slawe, ander van hulle sit in die woestyn, die hele diaspora versprei, maar ongeag daarvan, die hele wat, ons is nie alleen hier. Op hierdie stadium sing ons klaagliedere, maar God, as die begeleier, speel nog steeds vir ons die dood. Al is dit klaagliedere, ons sing nog steeds saam. En op daai stadium het hulle besef dat die grootste probleem, dit word nou in verskillende maniere het dit na vore gekom, maar die grootste probleem was dat die verbond wat God met die volk gesluit het hulle as volk verbreek. Nie God nie. Hulle het op 'n stadium begin om in kruise en in molle te sing van nood af. Nie God nie. Hulle het. En dit was die probleem. God was nog steeds hulle God. Maar op verskeie maniere was hulle nie meer volk van God nie, omdat hulle dit nie geleef het, omdat hulle nie meer op nood gesing het. En nou is hulle van nood af, hulle is vals, en dis hoe hulle dit nou ervaar. Hulle is in die diaspora, hulle is in ballingskap. En Jeremia praat oor hierdie 2 bedreigings in sy preke. Hy praat oor die eksterne bedreigings, die ander volke. Nou luister hulle na 'n klomp ander volke, en nou sing hulle ewe skielik in molle en in kruise, terwyl hulle veronderstel is om in see te sing. En of hulle eie ongeloof, hulle eie mense, wat ewe skielik hier van nood af is, terwyl God in Middelsee nog steeds speel. So, die bedreigings is beide ekstern, sowel as intern. En nou het Jeremia hierdie botsing met die valse profete. Want hy weet, solank as wat hierdie ouens met hulle valse note speel, en die ouens na daai nood toe trek, so lank gaan hierdie ouens van nood af wees. Nou het hy hierdie erge botsing met hulle, om vir hulle te sê, hou net op, om ons mense die mekaar te maak met dit om valse note. Ons is veronderstel om in Middelsee te sing, waar almal kan bykom, om weer op God se melodie te wees. En die eintlike probleem is, soos ek nou gesê, nie dat hulle die bepalings verbreek het, maar dat hulle nie daarvoor in staat is. En dit is hoekom God toe nou 'n plan gemaak het. Wat ek daarmee bedoel, ons kan nou baie maklik sê, dat lees die teks in, had dit tot 'n val gekom, omdat hulle nie die wet gehoorsaam het, omdat hulle nie die reëls nagekom het. Dis hoe ons dit baie maklik verstaan, nee? Want as ons sê, hulle was nie meer God se volk nie, omdat hulle nou ander gode aanbid het, dan is dit omdat hulle die reëls verbreek het. Maar dis nie waaroor dit gaan nie. Want ek en jy breek vandag nog steeds daai reëls. Dit beteken nie ons is nie God se volk nie. Ons moenie vasval in hierdie verbreeking van die reëls, of die nie nakoming van die kultus, of die rites, of die rituele, of die feeste, of wat dit ook al mag wees. Dit gaan oor die feit dat ons inherent eintlik nie daartoe in staat is om God se reëls na te kom. Dit is hoekom God toe nou besluit het om 'n plan te maak om Middelsee
te speel. Want nie almal van ons hierdie vermoë om 'n sopraan C te sing nie. Nie almal van ons het die vermoë om 'n bas C te speel. Ons het nie inherent die vermoë om God se note by te kom, sou dit wees dat God so streng was om te sê, hierdie is die note en as jy nie daar bykom, val jy van die bus af. Dan is jy nie gekies vir die koor. God maak almal van ons deel van die koor. En hy doen dit deur middel C te speel. En daarom, toe God toe nou die plan maak, dit lees ons in die teks, sê hy, in steede daarvan dat dit 'n klomp eksterne reëls is, wat op klein tablette of wat ook al geskryf is, of deur die priesters verkondig word, en jy moet dit nakom, jy moet dit nakom, jy moet dit nakom, sê God, kom, ek gaan my verbond weer met julle aan, maar nou gaan ek dit op julle harte skryf. Sodat wanneer jy saam sing, dat jy volle bors kan saam sing, maak nie saak op watter toonhoogte of watter oktaaf jy sing nie, ons gaan almal by C by. Want dit kom van binne af. Dis nie 'n melodie wat neergeskryf is, waarin jy moet luister en probeer nakom en dan val jy bus. Of as jy nie kan blad lees nie, nou ewe skielik kan jy nie saam sing. Dit kom van binne af. En die beste is dat ons sien dat dit God se inisiatief is. God skryf in hierdie teks in die groter perikoop, die verse voor dit en die verse na die verse wat ons nou gelees het, is dit, sê God 5 keer, ek sal. Nie ek verwag van jou of jy moet nie. Ek sal. God wat die inisiatief neem. God wat voor die klavier gaan sit en middel C speel, sodat ons daarby kan bykom. En dan, in die Nuwe Testament, wanneer ons lees van Christus, dan besef ons, dit is die middel C. Christus is die middel C wat God gebruik. Voor die tyd was daar 'n klomp note wat ons nie kon bykom en nie almal het kon saam sing en wat ook al. Toe kom Christus en hy sê, hier is ek is middel C. Kyk na my, luister na my, hê 'n verhouding met my. Dan is jy op nood. En Christus spreek hom baie duidelik daaroor uit. Paulus oor die onderhouding van die wet. Want Christus self het ook geweet, vir ons is inherent nie daartoe staan om almal altyd op nood te wees. So, hy sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Hy sê, ek is die nood. Luister vir my. Dans op my nood. Sing op my nood. Dan sing ons saam. In harmonie. Eenvoudig omdat ons nie God is. Ons kan nie God speel. Ons is nie daartoe is. Ons is mens. Ons speel mens. En as ons in samesang wil, in harmonie, saam met God wil sing, dan moet ons middel C, Christus, sing. So of jy nou 'n bas C is, en of jy 'n sopraan C is, en of jy eenvoudig net middel C sing. Luister met jou hart. Wanneer jy saam sing, sal jy in harmonie op God se melodie saam sing. Dis hoe wonderlik God is. Dis die wonderbaarlikheid van God, dat hy almal van ons op 'n manier akkommodeer met 'n middelpunt. En dis Christus. Kom ons
bid saam. Here almagtige God, baie dankie dat U die plan maak om ons weer by mekaar te bring, weer vir ons 'n middelboot te gee. Want ons wil baie graag met ons lewens saam sing in hierdie koor. In harmonie. En of ons nou op taaf laag sing en of ons op taaf hoor sing, of dalk twee of meer. Uiteindelik, Here, is dit U wat vir ons die nood gee. Help ons om 'n oor te hê, om dit te kan hoor, en dat ons in ons samesang ander sal hoor, om ook saam te sing. Here, hou aan om die melodie te speel. Hou aan om, asseblief, om die begeleier in die lewe te wees, sodat ons almal, die dag wanneer ons Here Jesus Christus terugkom, in harmonie die loflied sal sing, om hom te ontvang. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Okay, die ding se batterye is in die skap. Ek gee 'n geleentheid vir die opname van vandag. Kom ons hoop dit hou. Ons dank die Here vir die offer. Here, hierdie offer is met baie liefde, uit dankbaarheid, om die bekende koninkryk terug te broek, dit waarmee U ons seën. Daarom vra ons dat hierdie offer U seën sal dra, en dat dit werklik in die aanwending daarvan sal wees tot eer en verheerliking van U naam en tot uitbreiding van die koninkryk hier op aarde. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons gaan nou afsluit met ons slotlied staande. Dit is die 309. Ons sing daarvan verse 1, 4 en 5. Neem my lewe, laat dit weer. En dan bly ons staan vir die seën en die sing van die amen. Amen. Amen.
gehoorsaam. Gaan geniet dit en sing hartlik saam. Die genade van God ons Vader, die liefde van ons Here Jesus Christus, die hoop, leiding en nabyheid van die Heilige Gees, sal by julle elkeen wees en bly, van nou af tot in alle ewigheid. Amen.